die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons is Nuwe Begin Gemeente van Robertson en ons is entoesiasties om iets vir die Here te doen en te beteken. Ons wil ons saal uitbrei en daarvoor het ons 'n boufonds gestig en ons het die hulp nodig. Ons het die finansies nodig. Ons het die heerlikheid van die Here nodig om die finansies te seën ook. En daarvoor is ons hier. Bietjie die saal uitbrei, ons wil 'n mooi eiland in die middel sit, ons wil uitbrei, want ons weet, die koning stuur vir ons die skape in. En daar het ons hier nodig. Dankie dat u altyd kyk na ons uitsendings. Dankie dat u ons altyd ondersteun. En ons wil bid dat die God met u gaan praat en u gaan seën en elke finansies wat u wil skenk, moontlik wat u wil skenk, dat die Here u gaan seën op elke gebied. Ons seën u in Jesus naam. Amen. Prys die Here, dit is my 'n wonderlike voorreg om vanmôre vir julle die woord van die Here te deel. Ek maak my aanpassing, mens leer maar so, soos wat dit werk, is wanneer iets nie werk nie, dan probeer jy iets anders doen. Soos hoe dit werk, weet wat? Dus jy kop so 'n paar keer gestamp het, jy probeer, dit wil nie werk nie, dan probeer jy 'n ander manier. So ek het nou geprobeer om te wag tot Desember maand of julle 'n tema te gee vir waaroor ons volgende jaar gaan praat en dan is die mense al op vakansie en ek sit met 'n paar van julle hier. So dit lyk my dit het gewerk vanoggend, ons het 'n redelike goeie opkoms. So julle kan almal deel aan wat dit is, wat die tema is vir ons volgende jaar. Ek wil julle herinner daaraan dat ons hierdie jaar tema waaroor ons gepraat het was, jy's volgende, jy's geroep, jy's voorberei, jy's gestuur, jy's gereed en jy's gestuur. Dis waaroor ons gesels het en ons het lekker daaroor 'n ervaring gehad. Die gedeelte waarop die Here ons aandag fokus, kom uit Matteus 16 en ek gaan vir u lees vanaf vers 13. Matteus 16 vanaf vers 13. Die opskrif sê die belydenis van Petrus. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, Petrus, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons kernvers en dan ook ons tema vir 2026 kom uit vers 18. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ons tema vir 2026 is, ons bou almal saam. Ek wil dan graag vir die net 'n gedeelte lees en is vir my opgewonde, is lekker, ek voel so 'n gees van, in Engels sal hulle sê excitement, opgewondenheid, wat vanmôre hier heers in die huis van die Here. En ek wil 'n tweede gedeelte lees wat hierdie bymekaar vat en vaststrek en ek dink die rede vir die opgewondenheid is omdat vanmôre nie net die einde van 2025 en ons bekendstelling van 2026 is nie. Dit gaan oor 'n periode van 3 jaar lank. Nou wie van u weet en ken deur die woord van God te lees dat die nommer 3 is 'n belangrike getal as dit by God kom. Daar's baie kere wanneer 3 genoem word. 3 hier die 3 eenheid. Ons praat van 3 dae. Daar's baie keer wat dit genoem word. So 3 het vir my, ek het een kant gesit en wag vir hierdie om te ontwikkel. Iemand anders sal sê, Suster Tasha vir my gesê, sy het hierdie skrif gekry. En toe die skrif hoor, toe praat God met my en hy sê vir my, daar is vir jou die uitleg van die plan. Die Here praat vanmôre hier en hy sê, ons wil so graag die plan ken, ons wil weet hoe dit lyk, tot op die laaste detail, ons weet hoe dit lyk.
Hy wys vir ons die plan aan die einde van die tyd. Dat dit klaar is, dan wys hy die plan om vir ons te wys, dis die plan wat ek gevolg het. Ons moet geloop het. En ek wil julle lees uit Jesaja 37 vanaf vers 30. 37 vers 30. En dit sal vir jou die teken wees. Eet hierdie jaar wat van self opslaan. En in die tweede jaar wat dan nog opkom. Maar in die derde jaar saai en oes, plant wingerde en eet die vrugte daarvan. Dan sal die vrygeraaktes wat oorgebly het van die huis van Juda weer wortel skiet ondertoe en vrugte dra boontoe. Hy praat van 'n periode van 3 jaar. En vir ons in 2024 was dit 'n jaar van posisionering om ons op die regte plek te kry, om die regte tyd te wees, om die regte mense te wees, met die regte uitsigte, die regte doelwitte. En ons het gesê die regte resultate gaan kom. Vir baie van ons het 2024 weer gewys dat selfs al doen ons nie veel nie, is God in staat om baie te doen. Wanneer hy ons op plekke gekry het waar ons nie verwag het dat iets moet gebeur nie, dan kom ons en ons het teruggekom in die getuies en gesê was net op die regte plek gewees. Net daar waar die gees van die Here wou gehad het moet wees. Tot op vandag toe loop ek baie en ek kom op plekke, dan sê iemand vir my, jy's net op die regte tyd hier gewees. Dan weet ek, dis die Heilige Gees wat seker gemaak het ek was, waar die posisionering verwag het ons moet wees. Vir my was 2025 'n jaar van voorbereiding. Die Here het vir ons gesê en begin deur te praat van, jy is volgende. Jy sit in die wagkamer, dis jou beurt. Ek gaan bietjie vir jou op my pottebakkerswiel kry. Ek gaan bietjie vir jou op die operasietafel kry. Jy is volgende. Jy moet reggemaak word. Jy moet voorberei word. Jy moet kom waar ek wil hê jy moet wees. Jy was nie volgende vir gemak nie, maar volgende vir roeping. Die Here roep elke een van ons. Elkeen van ons kry 'n beurt en dan word daar gesê, jy's volgende. Dit is jou beurt om in te kom. Nou vir 2026 voel ek dat die Here vir ons fluister. Hierdie is die jaar om te bou. En dit gaan nie net oor hierdie enkel tema nie. As jy die bou tema saamvat met hierdie oes tema. Hy sê, in Jesaja sê hy dat die laaste jaar moet jy saai en oes, wingerde plant en die vrugte daarvan eet. Die Here wil hê ons moet saai. Ons moet saai in sy koninkryk. Ons moet mense nooi. Ons moet oes. Ons moet dit maai. Ons moet dit inbring. Ons moet hulle saam met ons sien. Dis die beweging wat ons gaan sien. Stap 1, my eerste punt vanmôre gaan oor bou met identiteit, nie met onsekerheid nie. Wanneer Jesus na Petrus kyk, hier in Matteus 16, hy sien dwars deur enige voorgee. Ek is seker Petrus het dalk mooi gelyk, hy het dalk mooi skoon kleertjies aangetree, sy vrou het dalk vir mooi klere gegee toe hy hier met Jesus praat. Maar Jesus sien dwars deur dit. Hy sien raak dat Petrus nog so 'n bietjie 'n ongeduldige mens is. Hy kom agter dat Petrus is nog nie regtig volwasse nie. Hy kom agter dat Petrus gaan in die tyd wat hulle saam wandel, tye hê waar hy so 'n bietjie uit gaan spring aan die kant toe en goed gaan doen wat die Here nie wou gehad. Hy het geweet op daardie oomblik toe met hom praat Dion dat Petrus mal se oor gaan afgaan. Hy het geweet dit gaan gebeur. Maar hy kyk deur dit en hy kies vir Petrus om die fondament te wees waarop daar gebou word. Hy kyk nie en hy sê vir Petrus, jy's impulsief nie. Hy sê nie, jy struikel te maklik nie. Hy kyk hom in sy oë. Ek dink, as God vir jou kyk en jou reguit in jou oë kyk en hy sê, jy is Petrus. Jy's 'n rots. Dan kyk hy dwars deur jou sien. Hy kyk jou so en hy sê, jy's reël. Jy's 'n rots. Op jou kan ek my bou. My gemeente kan gebou word. God sien die kapasiteit en die potensiaal in ons raak, wat ons nie self kan sien. Hy sien dit wat ons kan bereik, dit waar ons kan uitkom, en dit is presies hoe dat die Here met ons werk. 2 jaar terug het die Here begin om ons identiteit te skuif.
Ons het gepraat daarvan en gesê die regte persoon is hy wat doen dit wat sy hand vind om te doen. As jy opstaan, en ek sal nooit vergeet nie, want Pieter het vir my dit so mooi gesê. Ek kry hom seker die eerste 2-3 maande wat ek hier is. Toe sê vir my oom Ronnie, oom Pieter het vir my gesê, ek wil die kerk binnekant uitverf. Sê oom Pieter, maar oom kan nie alleen nie. Hy sê, ek is nie alleen nie. Ek sê, hoe praat om my sê, hier is my regterhand, my linkerhand. Ek het 2 mense wat my sal help. Ek is nie alleen nie. En vanmorgen wil ek vir u sê, dit het tyd geword, dat ons identifiseer, ons posisie stel, en sê ek is daar, wat ek vind dit wat my hand om te doen, dit doen ek. Ek worry minder daaroor om te sê, wie gaan andersins dit doen? Verskoon tog, ek worry minder om te sê, gaan ek alleen, doen ek alleen. Al wat ek sê is, die werk moet gedoen word. En wanneer ek van werk praat, dan praat ek daarvan in die breedste moontlike manier waarop jy dan kan kyk. Ons is te geneig om te dink dat die werk van die Here is net om hier agter die platform te staan. Dit is 'n belangrike werk. Dit moet gedoen word. Ek dink dit as julle almal hier gesit het en nie was niemand nie. Ek het al 1 of 2 keer 'n diens of 2 bygewoon waar ek gesien het, hulle saai dit uit of dit word op 'n DVD opgevang. Dit het nie dieselfde impak nie. Om iemand hier te hê, beteken, julle kan my bel, julle kan met my praat aan die tyd, julle kan my laat vorige keer vir my sê, ek stem nie saam met wat jy gesê het, jy kan met my interak. Maar dis nie nodig dat almal van julle hier staan nie. Dis nie nodig dat almal van julle agter die instrumente sit nie. Dis nie nodig dat almal van julle enigiets andersins doen wat iemand anders te doen nie. Elke een van ons het 'n werk in die kerk. Daar is plek vir elkeen van ons om iets te doen. Elkeen van ons kan vir die Here werk. Ons het begin deur te sê, ek dink ek kan. Ek dink God het iets vir my. Jou identiteit om te sê ek is die regte persoon, maak jou bewus van jou plek. Ons het laas jaar het ons bietjie meer gegrawe in hierdie identiteit. En ons het bietjie meer gepraat daaroor om te sê jy's geroep. Jy's deur God geskape vir jou roeping. Jy's geroep, hy het gesê kom nader, kom hier, hier's werk vir jou om te doen. Hy begin om ons voor te berei, bietjie aan ons te skaaf. Ek wil vra vanmôre vir julle, miskien is julle nie eerlik nie, ek weet nie, dit is julle eie keuse. Wie van julle het gevoel hierdie jaar wat verby is, Here het so 'n bietjie aan my geskaaf. Ja, daar's 'n paar hande wat opgaan. Dan sê ek hou daarvan. As jy voel hierdie jaar die Here het nie gestaaf nie, wil ek jou vra, en ek vra jou dit met baie eerlikheid in my hart. Is jy op die plek waar jy gestaaf kan word? Partykeer is daar goeie verskoning hoekom jy nie 'n ding sal skaaf nie. As jy nou moet kyk, kom ons sê byvoorbeeld dat jy op jou vel is so 'n grove stuk, jy wil met 'n ding skaaf. As daar 'n seer is en daar's bloed en alles, dan kan jy mos nie aan gaan skaaf nie, jy moet moeilik maak, dit erger maak. Ja, daar was 'n rede partykeer om nie te skaaf nie. Maar weet jy wat is die grootste rede hoekom die skaafwerk nie plaasvind nie? Jy is nie waar jy moet wees nie. Jy's nie daar op die tyd wanneer jy daar moet wees nie. Jy's nie daar op die plek waar jy moet wees om geskaaf te word nie. Ons het wel geleer oor roeping in 2025 dat roeping is nie vir die elite nie. Dis nie net vir sommige mense nie. Dis nie net mense wat een of ander iets goeds gedoen het wat geroep is nie. Elkeen van ons het beweeg van waar ons geleer het, ons moet op die regte plek wees om te leer, ons het 'n plek en meer as 'n plek, ons het 'n rol. Ons het 'n werk wat gedoen moet word. As ons nie daar is, is daar niemand wat my rol doen nie. As ek kan met haar ploeg, sy werk met my altyd saam. As Teresa nie hier is daar niemand om die orgel te speel. Rion het al so 'n paar keer daar gesit, maar hy verkies die klavier, né? As Rion nie is, wie van julle steek sy hand op om agter die dromme in te spring? Daar's rolle wat vir spesifieke mense bestaan. As jy nie die môre hier is nie, is jou plek leeg. Jou rol word nie gedoen nie. Ek wil u vra. Ek wil hê jy moet verstaan. In 2026 word ons identiteit iets prakties. Ek wil hê jy moet dit in jou kop indink en dink aan 'n span, 'n bouspan wat staan. En as ek hier staan en ek is besig om die muur te bou en ek sit die baksteen neer en sê baksteen,
Gee my 'n baksteen. As ek sement, ek sien daar nie. As ek maar weer baksteen, gaan dit werk. Ons gaan probleme optel. As die sement klaar raak, moet iemand nog nuwe sement aanmaak. As die bakstene opraak, moet iemand nuwe bakstene aflewer. Daar is nie 'n moontlikheid vir een persoon om alleen te bou nie. Jy gaan moeilikheid kry. Identiteit gaan vir jou sê, ek is deel van dit wat God doen. Hy bou deur my. Ek is maar net die persoon wat daar staan en die baksteen neersit, maar God bou deur my. Elke generasie wat ons het in die kerk, het iets unieks wat hulle hierby saambring. Vir die jong mense wil ek sê, julle energie is ons boukrag. God gebruik vinnige denke, vars idees, entoesiasme. As julle sê, ek kom, ek hardloop, ek gaan, dan moet ons reg wees om saam met julle te hardloop. Ons het geleer hierdie jaar, ons moet vinniger hardloop. Kobus, ons het nog nie naby vinnig genoeg gewees nie. Ons moet nog vinniger hardloop, om by te bly by dit wat die Here vir ons jong mense wil doen. Die Here het vir hulle groot dinge op in stoor, groot plekke waar al uitgebou moet word, maar dit kan nie gebou word as ons hulle nie toelaat om te bou waar hulle is nie. Ons volwassenes, ek weet baie keer praat al van 'n middelgroep, julle stabiliteit is ons boumateriaal. Julle dra die visie, julle dra die uithou vermoë. Sonder julle kan ons nie aanhou elke dag en net weer oorskop nie. Die jonges gaan dalk moeg raak, want hy sê die jong manne word moeg. Hulle gaan moeg word want hulle energie is baie, maar hulle kan net vir so rukkie aanhou. Die volwassenes van julle af verwag ek om te sê, ek is daar. Ek is daar volgende week. Ek is daar volgende maand. Ek bly om daar te wees. Ek wil sê vir ons ouer mense hier, julle wysheid is vir ons die sement. So toe ek hier gegaan het en ek wil die baksteen neersit en ek vra vir sement, dan moet die wysheid vir my die sement gee. En vir my sê, hoe gaan ons... Dit is die wysheid van 'n ou mens, wat alles aan mekaar hou. Ons dink baie keer vinnig, hulle kan nie eens die stories onthou nie, hulle raak oud. Maar dit wysheid wat jy nooit daarby gaan uitkom nie. Hulle het oor jare se ervaring het hulle daarby uitgekom. Ons gaan dit nie kry nie, ons kan dit nie in die poorte uitjaag nie. Ons moet juist hulle daar hê om te sê, kom, bring die wysheid, dat die steen aan mekaar gehou kan word. Laastens sal ek vinnig net praat, punt 1, oor gesinne. Besef vanmôre die belangrikheid vir God van gesinne. Hierdie is miskien die familie, maar wanneer jy huis toe gaan, dan ontmoet jy met jou gesin. Ek kom agter in Engels het dan nie 'n woord daarvan nie, family and family. Maar wanneer jy huis toe gaan, jou gesin by die huis is belangrik. Dis van kritiese belangrikheid vir God. Dis gesinne waar daar liefde en ritmes is. Daar is routine, dinge wat op 'n sekere manier gebou word. Jy bou kultuur. Ek het al gesê, dit help nie 'n ouer wil by 'n restaurant wanneer sy kind stout is, vir hom sê, luister, sies moet jy nie so maak nie. Dis die verkeerde plek om hom te leer. Dit het jy hom geleer by die huis. Toe jy hom by die huis gesê, dis okay om op die tafel te sit, of kos met jou hande te eet, dis hoe hy geleer het, dis wat hy gevat het. Julle skep die atmosfeer by die huis, waar die kinders leer om vir Jesus te ken. Hy sien hom eerste by jou. Alreza, sy leer eerste van Jesus by jou, voor dit by die sondagskool of by maatjies of enige ander plek, dit word eerste by jou geleer. My tweede punt vanmôre gaan oor waarop ons bou. Jesus het vir Petrus gesê, jy is die rots waarop ek my kerk wil bou. Maar ek glo vanmôre wil die Here met ons praat daaroor, dat ons moet seker maak, daar is 'n fundament waarop ons bou. En as jy op 'n fundament bou, maak jy seker die fundament is stewig. Jesus is beproef verklaar. Oor vele jare weet ons dat dit is 'n stewige, sterk rots van fundament. Hy gaan nie skuif nie. Maar wanneer jy nou begin, bou jy by op hierdie fundament. En hoe maklik dit al klink, as jy 'n paar groot rotse het. Ek verkyk my partykeer in die natuur. As ons ry en ek sien langs die pad 'n vreeslike groot rotse waar daar staan. Partykeer lyk dit so asof hy wil wankel, maar hulle staan vas. Week na week, maand na maand as jy verbyry, staan daar die groot rots vas. Maar die rots word nie met sement aan mekaar gehou nie. Die regte ritbeweging, aardbewing, dan beweeg daar die rots. En vanmôre wil ek vir julle sê, dit help nie. Jy wil op 'n stewige fondasie bou,
maar jy kry 'n paar groot klippe en jy sit die klip net so los neer nie. Maak seker dat daar wysheid, geloof, gehoorsaamheid is wat gebruik word om sement te sit rondom hierdie losstukke. Dit help ons begin met 'n fondasie en dan bou ons voort met losklippe nie. Wat is losklippe? Dis wanneer dit begin en lyk so sand. Wanneer jy bou op die wêreld se opinies, die trends, dit wat nou op sosiale media aangaan, emosies, kultuurdruk, almal maak so, dan is jy besig om weg te gaan. Kyk luister wat sê Petrus, hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende woord. Die sterk fondasie kry ons slegs in die woord van God. 'n Huis wat op sand staan, gaan nie deur die seisoene bly staan nie. As die reën of die wind kom, gaan hy wegvaai. 'n Huis wat op 'n sterk rots staan, maar wat losklippe tussen hom en die fondasie het, gaan nie bly staan nie. Dis presies wat die Here vir ons die laaste paar jaar gedoen het. Die eerste jaar het ons hier ingekom en hy het vir my gesê dat uit hierdie skrif uit Jesaja 37, net dit wat opgeskiet het, self opgeskiet het. Ek het gewerk met dit wat oom Edward, Abraham, Jacobus voor die tyd gewerk het, dit wat hulle geplant het. Dis waarmee ek te werk gehad het. Vir die hele 2024 het ek maar so 'n bietjie ploegwerk gedoen, so 'n bietjie gesteek hier en daar, bietjie omgegrawe waar ek kon, maar ek moes werk met dit wat ek gekry het. Die jaar waarin die Here vir ons gewys het dat sy voorsiening het nie ons beplanning nodig nie. Ons het nie nodig om te beplan dat iets moet gebeur nie. God kan, God beweeg, God maak nog deure oop. In vandag se tyd maak God nog deure oop. Ek weet van die skrif wat sê, hy maak koperdeure vir jou oop. Hy maak vir jou plekke oop waar jy nie geweet het, dit bestaan nie. Regte tyd, regte plek, het gegaan oor die deure wat God oopgemaak het. Hierdie jaar waar ons nou mee klaarmaak, was die jaar van dit wat voortgekom het. Hy het maar gegroei, van dit was bietjie wild, ek weet nie van julle nie, Dion, ek weet jy kry dit ook so daar by jou. Ek kry nog steeds goed wat 2 jaar terug, by my wat opkom, wat ek nie geplant het nie. Hy, letters daar aan die agterkant, Tasha. Ons het nie een keer om geplant nie. Maar tussen die ander goed, dan staan hy, as die seisoen reg is, dan staan die letters so mooi hier op tussen dit. Dit wat voortkom. Maar in die 2de jaar het ons begin met voorbereiding. Ek het hierdie jaar, toe ek my tuin agterplant, het ek die grond gespik. Ek het kunsmis gebring. Ek het, nog topsoil opgesit. Ek het hom 'n bietjie nat gemaak, om probeer werk. Ek wil vir die verduidelik vanmôre, verskoon tog, vir 2026 om te werk, is hierdie fondasie baie belangrik. As jy vanmôre voel, Here, my fondasie is nie reg nie, wil ek jou vra, gaan terug in hierdie tyd van vakansie, van waar ons met mekaar daar tyd spandeer. Miskien kry jy tyd om 'n bietjie by die huis te gaan bid, vir die Here te gaan vra. Ek wil hê jy moet nie sê ek het 'n gebedsgewoonte nie. Ek het 'n gebedskultuur. As dit 'n gewoonte is, kan jy nog ophou daarmee. As dit deel is van jou kultuur, is dit iets wat jy kan afskep nie. Ek wil hê dat jy moenie net doen dit wat sosiaal aanvaarbaar is, dit wat almal doen nie. Ek wil hê jy moet graag doen dit wat jy jouself geestelik verbind het om te doen. Dat ons tot God kom en sê, Here, ek verbind my daaraan om iets te doen. Ek het vroeër gepraat daaroor en gesê, as jy jou plek leeg is in die kerk, dan is jou rol nie vervul nie. Maar weet jy, die bestuursraad kan my uitdraai op. Ek is nie die persoon wat vir jou sê, moenie vakansie vat nie. Ek is nie die persoon wat sê, jy moet elke Sondag hier wees nie. Maar ek wil hê dat elkeen van u moet besef, daar is 'n verbontenis wat jy met God aangaan. Nie met my nie. Dis lekker om my te bel en vir my te sê, "Skus pastoor, ek kan nie vanoggend kom nie. So en so het voorgeval." Ek gaan vir u sê, neem kennis. Ek hoor, as jy my verskoning nodig het, vra jy die verkeerde persoon. Jou verbond is nie met my nie, dis met die God van die hemel en aarde. As jy vir die Here kan verduidelik hoekom jy nie op jou plek is nie, verduidelik jy vir hom. Ek wil afsluit en ek voel dis 'n positiewe gedeelte. Punt 3 praat ek van bou met aanval, nie met afwag nie.
vers 18 van Matteus 16, wil ek net weer vir julle lees. Hy sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. As ons dink aan die poorte van die doderyk, dis 2, miskien 3 poorte, ek weet nie hoeveel poorte praat hy die Here hiervan nie, maar as jy kyk na deurkusyn, het jy al ooit gesien dat die deurkusyn van agteraf kom en my bestorm? Gaan nie gebeur nie, nee. Kom hierdie kant toe. Deure storm nie op mense af nie. Deure maak nie mense bang nie. Wat is dit wat gebeur? Dis mense wat op deure afstorm. Dis mense wat probeer om deure plat te loop. Die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Vanmôre wil ek vir die boodskap gee en sê in 2026 moet ons klaarmaak daarmee om te wag en te sê ek is reg vir enige aanval van die duiwel. Ons moet klaarmaak daarmee om te sê ek is gereed om myself te verdedig. Ek kan seker maak dat ek goed in die ander kant uitkom. Die tyd het gekom waar ons deur die duisternis nie meer aangeval gaan word nie, maar dat ons die aanvalle gaan loods. 'n kerk wat passief wag vir die regte tyd, wat passief wag vir die regte oomblik, wat wag totdat die regte pastoor hier is, wat wag tot die regte boodskap uitgaan, wat wag totdat alles in die omstandighede by my werk reg is, wat wag totdat my familie vir my vra, is 'n kerk wat verloor. Ek behoort nie aan 'n kerk wat verloor nie. Ek behoort aan die kerk van Jesus Christus. Hy het gesê vir Petrus, jy is die rots, en op hierdie rots gaan ek my kerk bou. Hy het gesê, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Ek sien vanmôre in hierdie jaar wat kom, dat hierdie gemeente gaan aanvalle loods teen die poorte van die hel. Ons gaan bestormers raak nie net van die koninkryk nie, maar ons gaan bestormers raak van hulle wat weggeruk is van die gemeente van Christus. Ons gaan weer probeer om hulle terug te kry waar hulle moet wees. Hoe bou ons die koninkryk van God? Ons bou om deur siele te plaas hier wat verlore geraak het. Ons bou dit weer deur mense hier te sit wat eensstyd hulle harte vir Jesus gegee het, maar wat teruggetrek is deur die poorte van die doderyk. Ek wil vir u sê, wanneer jy iemand liefhet, meer as wat hy dalk verdien, dan druk jy die duisternis terug. Liefde maak deure oop wat argumente nooit sal oopmaak nie. Wanneer jy iemand vergewe, dan breek jy slotte oop. Vergifnis is nie net vir hom wat ontvang nie. Dis ook 'n wapen teen die vyand se hou vas. Ek is lief daarvoor om te sê, as jy iemand nie vergewe nie, plaas jy jouself in 'n tronk. Jy sit jouself in die sel. Wanneer jy getuig, dan skuif jy die grense. Ek wil hê jy moet saam met my in die gees kyk vanmôre, en maak jy oë toe en sien dit vanmôre, soos wat dit plaasvind. As ons een tree vorentoe gee, dan skuif ons die grense. Dit wat gister en eergister nie moontlik was, is vandag moontlik, want ons is een tree nader aan waar ons moet wees. As ons weer 'n getuienis gee, dan stap ons vorentoe, ons skuif die grense. Die grens is nader geskuif aan die vesting van die bose. Ons is een tree nader aan om die oorwinning te behaal vir hom wat ons bestuur het. Ons is deel van God se linie. Ons is deel van die leermag, God's got an army that's marching through this land. Ek is nie deel van hulle wat een tree teruggee. Voor jy weer kyk, het hulle al hulle grondgebied verloor. Gaan nie met my saam hierdie jaar die grondgebied terugneem. Gaan nie saam met my hierdie jaar die poorte van die hel bestorm. Hierdie jaar bou ons saam aan die koninkryk van God. Tot sover die woord van die Here.